Goeiemôre almal, maandagooggend kan julle glo die 3de November die jaar 2025 is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor geloof. Geloof is die ontzag en verwondering wanneer jy in die teenwoordigheid van die groot God staan. Geloof is om soos Abraham en Sara te volhard omdat die Here aan jou 'n belofte gemaak het. Al sien jy nog nie die uitkoms daarvan nie. Geloof is nie aan onsself toegeskryf nie. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie in God se woord hoe ander manne en vroue geloof gehad het in die Here. Psalm 37 verse 3 tot 6. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Gimmel, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Halleluja. Ons volgende gedeelte is hierso in Jesaja 7. Ek lees vanaf verse 3 tot 9. En die Here het vir Jesaja gesê: "Gaan tog uit Agas tegemoet, jy en jou seun Sear Jashub, aan die end van die watervloed van die boonste dam by die groot pad van die Blykveld, en sê vir hom: neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees en laat jou hart nie weeg word oor hierdie 2 rokende stukke brandhout nie, weens die gloeiende toring van Resen en die Arameërs en van die seun van Remalia. Omdat Aram onheil teen jou besluit het, Efraim en die seun van Remalia deur te sê: laat ons optrek teen Juda en skrik aanjaag en dit vir ons verower en die seun van Tabiel daaroor koning maak. So sê die Here, dit sal nie tot stand kom nie, dit sal nie gebeur nie, want Damaskus is die hoof van Aram en Resen die hoof van Damaskus, en binne 65 jaar sal Efraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie. En Samaria is die hoof van Efraim en die seun van Remalia die hoof van Samaria. As julle nie glo nie voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. So ons moet geloof hê. Die volgende gedeelte is hier in Jeremia 17 vers 7 en 8. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is. Halleluja. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrug te dra nie. So as ons in die Here is en ons het geloof, sal ons nooit ophou om vrug te dra nie. Ons volgende gedeelte en die laaste gedeelte kom hier uit Matteus uit en ons gaan Matteus 17 verse 14 tot 20 lees. Dit gaan hier oor die maansiek kind wat die disippels nie kon gesond maak nie. En hulle het by die skare gekom en gaan daar 'n man na hom toe en val op die knieë neer en sê: Here, ontferm u oor my seun, want hy's maansiek en hy ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na u disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom en die duiwel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, vanoggend wil ons ook kom en sommige van ons sê: Here, kom my ongeloof te hulp. Here, want soms voel dit asof ons net nie, ek wil sê, genoeg geloof het nie, Here. Here, help ons om in ons geloof net sterker te groei in U. Here, want sonder U kan ons niks doen nie. Here, ons kan nie iets op ons eie doen nie. Dit sal faal en dit sal 'n fatale oomblik in ons lewe wees. Maar Here, wanneer ons in U staan, in U autoriteit en in geloof beginne bid en sê, Here, dan weet ons dit sal so wees. Here, seën elkeen van ons, Here, in hierdie dag en wees met ons. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.